Die liggame van vermiste joernalis en sy vriendin gevind en Pretoria is volgens Action SA as die veiligste stad in Suid-Afrika aangewys. Goeiedag, dis vandag die 8ste Mei. Welkom by jou Afrikaanse nuus net hier op Pretoria FM. Die oorskot van die vermiste radiopersoonlikheid van die Pretoriase radiostasie Capital Live FM, Aseri Ndlovu en sy vriendin Precious Mdluli is gevind. Forensiese deskundiges het bevestig dat die oorskot wat vroeër in 'n veld in die KwaMhlanga omgewing gevind is, wel die van Ndlovu en Mdluli is. Hulle het op 18 Februarie vermis geraak. 5 verdagtes is intussen vasgetrek in verband met hulle verdwyning en het reeds in die hof verskyn. Hulle word onder meer aangekla van motorkaping, ontvoering, huisroof en die besit van gesteelde goedere. Die Afrika Media en Kommunikeerders Forum het intussen sy skok en ongeloof uitgespreek. Die Nasionale Persklub het op sy beurt gesê dat hy volle vertroue in die wetstoepassers het om die skuldiges aan die pen te laat ry. Pretoria is volgens Action SA as die veiligste stad in Suid-Afrika aangewys. South African Cities Network het in 'n verklaring aangevoer dat Pretoria in sommige gevalle selfs veiliger is as groot Amerikaanse stede. Action SA se nasionale voorsitter, Michael Beaumont, sê die benoeming is nie net 'n welkome titel nie, maar bewys van die harde werk en vordering wat deur Action SA se burgemeester in die Tshwane Metro, Nasipi Moya, gemaak is, sedert sy in die pos aangestel is. Beaumont sê Moya en haar komitee is heeltyd besig met nuwe planne om misdaad in die stad te bekamp. Dit behels onder meer beter polisie sigbaarheid, beter polisie samewerking tussen onderskeie munisipaliteite, distrikte en die provinsiale polisie is ook belangrik. Die organisasie teen belastingmisbruik, OUTA, en die Johannesburg gemeenskapsnetwerk Joburg Can sê hulle is bekommerd oor die burgemeester Dada Morero se stadsrede wat hy gister gelewer het. OUTA se uitvoerende bestuurder Julius Kleinhans sê terwyl Morero wel erken het dat daar 'n diensleweringskrisis in die stad is, het hy nie juis nuwe oplossings gebied nie en was sy toespraak net 'n herhaling van vorige toesprake. Kleinhans sê die organisasie het hierdie beloftes al verskeie kere in die verlede gehoor, maar daar word geen verandering gemaak nie. Die EFF sê die Britse hoë kommissaris in Suid-Afrika het sy leier Julius Malema persoonlik om verskoning gevra omdat sy visum aansoek om Engeland te besoek nie gefinaliseer kon word nie. In 'n skrywe wat deur Anthony Phillipson onderteken is dit toe te skryf aan die tydsberekening van die aansoek, omdat dit oorvleuel met sommige Britse bankvakantiedae. Malema is uitgenooi om as gasspreker by 'n geleentheid van die Cambridge Universiteit op te tree. Phillipson het dit ook in die brief gestel dat hy nie by magte is om by die besluitnemingsproses in te meng nie. Dit aan die einde van vandag se nuusbulletin. Laat weet my gerus hieronder in die kommentaar. Dink jy regtig Pretoria is die veiligste stad in Suid-Afrika? As jy in Pretoria bly, voel jy veilig as jy in die stad rondbeweeg? Laat weet ons gerus in die kommentaar afdeling. Onthou ook om hierdie te deel met jou vriende en familie, dan hou ons op so 'n manier elkeen op hoogte oor die jongste nuusgebeure. Van my kant af, totsiens.